Uit die woord van God lees ons uit die evangelie volgens Matteus, hoofstuk 12 van vers 33 af. Matteus 12 van vers 33 af. Ons Here Jesus is hier aan die woord. As julle sê 'n boom is goed, moet julle ook sê sy vrugte is goed. En as julle sê hy is sleg, moet julle ook sê sy vrugte is sleg. 'n Boom word tog aan sy vrugte geken. Julle slange, hoe kan julle wat sleg is iets goed sê? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. Die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Dit sê ek vir julle, van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Dan volg ons teksverse, vers 38 tot 42. Party van die skrifgeleerdes en die fariseërs sê toe vir hom, Meneer, ons wil 'n wonderteken van u sien. Maar hy antwoord hulle, 'n slegte en 'n afvallige geslag vra 'n teken. En geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van 'n groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. Die mense van Ninive sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het hulle immers op die prediking van Jona bekeer. En hier staan een wat groter is as Jona. Die koningin van die suide sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde afgekom om na die wysheid van Salomo te luister. En hier staan een wat groter is as Salomo.
Daarmee saam lees ons Sondag 17 van die Heidelbergse Katekismus. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Die Here het opgestaan. So het die eerste gelowiges mekaar gewoonlik gegroet op opstanding Sondag. Die Here het opgestaan. En die ander persone dan gewoonlik geantwoord, ja, die Here het waarlik opgestaan. En dit is wat ons ook met Paasfees herdenk. Vir die eerste Christene was dit die hart van die evangelie en die bron van hulle vreugde dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het. Dit is wat ons ook elke Sondag en met Paasfees herdenk. Die kruis is kaal en die graf is leeg, want Jesus het werklik opgestaan uit die dood. Ons deel in die eerste gelowiges se vreugde oor Jesus se opstanding uit die dood. Daarom is dit ook so 'n belangrike deel van ons belydenis. Ons bely dit in die katekismus, dat Jesus deur sy opstanding die dood oorwin het, en dit is sekerlik die grootste oorwinning van alle tye, wat geblyk het onmoontlik te wees, het werklik plaasgevind. 'n Mens wat gesterf het, het uit eie krag weer lewendig geword. In 'n sekere sin kan 'n mens verstaan dat die Atheners, Grieke, Paulus uitgelag het toe hy aan hulle vertel het dat Christus uit die dood uit opgestaan het. Hulle het spottend aan hom gesê in Handelinge 17, ons sal jou weer hieroor wil hoor. Gewoonlik word die dood as iets onomkeerbaar gesien. Mense sê, as jy dood is jy dood. Maar Christus het voor sy kruisiging gesê dat hy op die 3de dag sou opstaan uit die dood. En daarom het alles na sy begrafnis as dit ware in spanning gewag op die 3de dag. Die skepping het sy grootste krisispunt bereik. As Christus nie weer uit die graf uitgekom het nie, dan was die wêreld en die hele mensdom vir altyd verlore. Maar Christus het opgestaan uit die dood. Die dood kon hom nie vashou nie, hy was sterker as die dood. Christus staan op uit die dood en lewe. Daarom sal die wat in hom glo ook deel kry aan die ewige lewe wat hy vir ons bewerk het. Liefde, so bely ons, so glo ons. Maar ongelukkig is dit nie oral meer so nie. Selfs mense wat hulle self Christene noem, betwyfel dit deesdae dat Jesus werklik liggaamlik uit die dood opgestaan het. En dit stel ons voor die vraag, hoe moet ons die Bybel glo? Moet ons alles wat daarin staan van harte glo? Of kan ons maar sekere dele van die Bybel, ook dele wat as ware geskiedenis vir ons voorgehou word, soos byvoorbeeld die skepping of die opstanding van Jesus uit die dood, as storieetjies afmaak, soos wat sekere teoloë in ons land en in die wêreld deesdae doen. Ja, hierdie vraag gaan eintlik oor die gesag van die woord van God. Met ander woorde, hoe swaar weeg die waarheid van die woord
by ons? Watter gesag dra dit by ons? Glo jy nog alles wat in die Bybel staan? En dit is oor hierdie saak wat Jesus in ons teks met die Fariseërs praat. Hulle wou nie Jesus se gesag as seun van God aanvaar nie. Hulle wou nie glo wat hy sê nie. Hulle wou dus nie die gesag van sy woord aanvaar nie. Daarom vra hulle 'n teken. 'n wonderteken wat hulle wou sien. En hierdie wonderteken sou die bewys wees dat Jesus die lank verwagte Messias is. Hulle vra dit terwyl Jesus al talle wonderwerke voor hulle oë gedoen het. Hulle vra 'n teken, en dit terwyl God se groot teken Jesus self voor hulle staan. Hy het al baie wonders voor hulle oë gedoen, maar steeds vra hulle 'n teken om die gesag van sy woorde te bevestig. Dit gaan dus hier daaroor dat die Fariseërs nie in Jesus glo nie. Dat hulle nie glo wat hy verkondig nie. Dat hulle nie sy goddelike gesag en woord aanvaar nie. Nee, hulle wil 'n teken hê. Maar Jesus sê vir hulle dat dit 'n slegte en 'n afvallige geslag is wat 'n teken vra. Ja, in ons tyd is dit ook niks nuuts nie. Vandag nog is daar mense wat na bewyse soek dat die Bybel waar is, of dat God bestaan, of dat Jesus werklik uit die dood uit opgestaan het. Wat Jona se geskiedenis byvoorbeeld betref, soek hulle na 'n vis wat groot genoeg is en wat 'n groot genoeg keelgat het om 'n man te kan insluk. En as hulle nie so 'n vis kan kry nie, dan lei hulle daaruit af dat Jona se geskiedenis nie waar kan wees nie. Dat dit maar net 'n storieetjie met 'n les is. Maar geliefdes, is tog hier waar geloof ter sprake kom. Om te glo is tog om onder leiding van die Heilige Gees iets te aanvaar, selfs al is daar geen bewyse daarvoor nie. En as 'n mens eers sekere dele van die Bybel wat vir ons as werklike geskiedenis voorgehou word as storieetjies afmaak, dan is jy op 'n baie gevaarlike pad. Waar trek 'n mens dan die streep? Is Adam en Eva en Moses en Abraham en uiteindelik Jesus self dan nie ook maar net 'n storieetjie nie? Nee, dis feite. Onomstootlike feite. God openbaar dit self aan ons deur sy woord. Geliefdes, wat is die heel moeilikste ding om te glo in die hele Bybel? Om byvoorbeeld te glo dat 'n vis vir Jona ingesluk het en na 3 dae weer lewendig uitgespoeg het? Of om te glo dat Jesus doodgemaak is en na 3 dae uit die dood uit opgestaan het? Jesus se opstanding uit die dood is sekerlik die moeilikste om te glo. Maar ons hele geloof, ons hele saligheid is van Jesus se opstanding afhanklik. As hy nie werklik opgestaan het nie, as sy opstanding ook maar net 'n storieetjie is, dan is ons geloof nutteloos. Dan is die dood nog nie oorwin nie. Dan het ons nog nie deel aan die ewige lewe nie. Hier is daar nie 'n ander uitweg nie. Jy glo dit of jy glo dit nie. Jy aanvaar dit of jy verwerp dit. En dit gaan oor die gesag van God se woord. As 'n mens die Bybel as God se woord aan mense sien, dan het jy nie 'n probleem om alles wat daarin staan te glo nie. Maar as jy die Bybel maar net as 'n gewone boek sien wat lank gelede geskryf is, dan sal dit wat mense daaroor sê, veral wetenskaplikes en teoloë, vir jou swaarder weeg as dit wat die Bybel self sê.
dan sal dit wat jou logika en jou verstand vir jou sê, swaarder weeg as dit wat God se woord sê. Dit is juis wat geloof is. Om teen alle ander dinge in, iets as die waarheid te aanvaar. En dis juis hier waar die skrifgeleerdes en die fariseërs tekort geskiet het. Hulle wou nie glo nie, maar het 'n teken gevra wat dit onnodig sou maak om te glo. Tog in sy groot genade gee God aan hulle 'n teken. Jesus weier nie om aan hulle 'n teken te gee nie. Nee, hy sê, geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Hulle sal dus 'n teken kry, maar hulle sal net een teken kry. Dit is die een van Jona. Wat is dan hierdie teken van Jona? Jesus self gee die antwoord. Hy sê, soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van 'n groot vis was, so sal die Seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. Die teken van Jona is dus die teken van Jesus se opstanding uit die dood. Soos Jona na 3 dae lewendig uit die vis gekom het, so sou Jesus na 3 dae uit die graf opstaan. Maar hier is tog iets wat pla. Jesus was mos nie 3 dae en 3 nagte in die graf nie. Hy is mos die Vrydagmiddag laat begrawe en het op die Sondagoggend vroeg al opgestaan. Maar hier is 2 dinge wat ons in ag moet neem. Dit is die Joodse manier van tel en hulle manier van praat. Hulle tel inklusief, ons tel eksklusief. Dit beteken, hulle tel die Vrydag, die Saterdag en die Sondag, terwyl ons eers by die Saterdag begin tel. Verder praat hulle van 'n gedeelte van 'n dag ook as 'n dag en 'n nag. Al was dit maar net 'n paar uur van 'n dag. So volgens hulle manier van tel en van praat, was Jesus dus 3 dae en nagte in die graf, hoewel hy net van die Vrydag aand tot die Sondagoggend in die graf was. Maar dit net so terloops. Jesus sê dus eintlik vir die skrifgeleerdes en die fariseërs dat hulle geen teken sal kry behalwe die teken dat hy uit die dood sal opstaan. Maar geliefdes, selfs toe ons Here Jesus uit die dood opgestaan het, toe hulle die teken van Jona ontvang het, het hulle nog nie geglo nie. En die valse gerug versprei dat Jesus se liggaam deur sy disippels gesteel is. Ja, as die teken van die opstanding uit die dood 'n mens nie kan oortuig nie, dan bly daar niks oor nie. Dan sal niks jou kan oortuig nie. So daar is 2 verskillende reaksies op God se woord. Die een reaksie is om ongelowig gedurig na 'n teken en 'n bewys te vra. Die ander is om in die geloof die evangelie van Jesus Christus as die waarheid te aanvaar. Jesus noem dan 2 voorbeelde om die skrifgeleerdes en die fariseërs mee skaam te maak. Heel eerste verwys hy na die Nineviete wat hulle op Jona se prediking bekeer het. Hy sê dat die Nineviete op die oordeelsdag saam met die mense van vandag sal opstaan en teen hulle getuig. Hulle het hulle immers op die prediking van Jona bekeer. En hier staan een wat groter is as Jona, Jesus, die Seun van die lewende God. Die Nineviete, wat heidene was, nie van Joodse oorsprong nie, het hulle bekeer op Jona se prediking. Maar die skrifgeleerdes en die fariseërs wat deel was van God se verbondsvolk, weier om hulle te bekeer op die Seun van God se prediking. Die tweede voorbeeld wat hy noem is die van die koningin van die suide,
wat ook op die oordeelsdag teen hulle sal getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde afgekom om na die wysheid van Salomo te luister. En hier staan een wat groter is as Salomo. Die punt is, hierdie heidense vrou het baie ver gereis om na Salomo te luister. Met ander woorde, die woord van God te hoor. Nou staan die seun van God voor die skrifgeleerdes en die fariseërs en hulle wil nie na hom luister nie. Dus ons het ook die teken van Jona ontvang. Jesus se opstanding uit die dood is tog die fundament waarop ons geloof gebou is. Ons bely elke Sondag dat ons glo dat Jesus opgestaan het uit die dood. En dat ons ook eendag uit die dood sal opstaan. Omdat ons nou al saam met Christus in 'n nuwe lewe opgestaan het. En dit behoort ons lewens te verander. Die katekismes noem 3 dinge as die nut van Jesus se opstanding vir ons. En dis redes waarom dit ons lewens behoort te verander. Ten eerste, dat Jesus deur sy opstanding die dood oorwin het, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede word ons ook nou deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Kom ons kyk kortliks na hierdie 3 punte. En eerste sê die katekismes is die nut van Jesus se opstanding, dat hy deur sy opstanding die dood oorwin het, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ek is dus nou regverdig in God se oë, geregverdig deur Jesus se offer aan die kruis, vrygespreek omdat die lam van God vir my sondes geslag is. Deur sy seun uit die dood op te wek, sê die Vader dat hy sy seun se soenoffer aan die kruis aanvaar het en dat daar vir ons sondes betaal is en dat dit daarom vergewe kan word. Jesus se opstanding uit die dood is dus die bewys van ons regverdigmaking. Ja, om gered te word, moet die mens as 'n volkome regverdige voor God verskyn. Maar omdat die mens tot in sy diepste wese 'n sondaar is, kan hy uit sy eie nooit daartoe kom nie. Toe het Christus in ons plek gaan staan en al ons sonde en ongeregtigheid op hom geneem en onder die las van ons sondes en die toorn van God het hy aan die kruis gesterf. Na sy dood kon die vraag ontstaan het of hy werklik vir al ons sondes betaal het. Het hy deur sy lyde en sterwe van my, skuldige sondaar wat ek is, 'n regverdige voor God gemaak? Hierdie vraag antwoord sy opstanding uit die dood baie duidelik ja. Hy sou nie uit die dood kon opstaan as hy nie die volle skuld betaal het en die volle straf op ons sondes gedra het nie. En daarom sê die opstanding van Christus uit die dood vir ons, dat ons nou nie meer as skuldiges voor die heilige God staan nie, maar as geregverdigdes, vrygespreektes voor die genadige God, omdat ons vrede het met hom deur Jesus Christus. Hy het ten volle vir ons sondes betaal en die Vader het die betaling aanvaar. Die opstanding is die bewys daarvan. Tweedens sê die katekismes word ons ook nou deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Christus se opstanding is die bron van ons heiligmaking. Deur Christus se opstanding word ons nie net in die regte verhouding met God geplaas nie, die regverdigmaking, maar daardeur word ons ook opgewek tot 'n nuwe lewe, waarom ons van ons sondes bekeer en die wil van God doen, die heiligmaking.
As gevolg van die sonde is die natuurlike mens geestelik dood. En vanweë hierdie geestelike dood is hy voortdurend geneig om die wil van God op sy te skuif en om sy eie sondige wil te doen. Deur Christus se opstanding uit die dood wek hy ons egter ook op uit ons geestelike dood en maak hy ons lewend in die geloof. Petrus skryf immers in sy eerste brief aan God, Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Dis 'n geskenk. En dit is 'n lewensveranderende geskenk wat God aan ons gee deur die opstanding van Jesus uit die dood. Ons ontvang die nuwe lewe van hom. Die lewe van hom bo alles lief hê en ons naaste soos onsself. Die lewe van hom in alles te gehoorsaam en om hom alleen van harte te dien. Liefdes, hoe dankbaar is ek daarvoor dat ons deur Jesus se krag tot 'n nuwe lewe opgewek is. Is ek so dankbaar dat ek nou die nuwe lewe leef. Is ons so dankbaar dat ons God werklik bo alles liefhet en die mense rondom ons soos onsself, soos hy ons in sy woord leer. God se lewendmakende woord is ook nie ver van ons af nie. Ons hoef nie soos die koningin van die suide die wêreld te deurkruis om daarby uit te kom nie. In elke huis is daar tog 'n Bybel. Op ons selfone het ons al die Bybel. Die woord word elke Sondag in ons gemeentes verkondig. Ons kan elke dag huisgodsdiens hou. Maar wat maak ons met die woord? Wat maak die woord met ons? Verander ons lewens onder leiding van die woord? Of weet ons wat die woord sê, maar kom nie so ver om volgens die woord te lewe nie? Punt is, geliefdes, as ons nie bekeer op die prediking van die woord, soos die Nineviete nie, as ons nie moeite doen om onsself aan die woord bloot te stel soos die koningin van die suide nie, dan is ons ook niks beter as die skrifgeleerdes en die fariseërs nie. Dan sal die Nineviete en die koningin van die suide ook teen ons getuig op die oordeelsdag. Dan is die opstanding van Jesus Christus uit die dood nog nie 'n werklikheid in my lewe nie. Maar hy het my met die krag waarmee hy uit die dood uit opgestaan het, opgewek tot 'n nuwe lewe. Derde nut van Jesus se opstanding, sê die katekismus, is dat die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg is van ons salige opstanding. Jesus se opstanding is vir my die versekering van die ewige lewe. Sy opstanding is die waarborg van die verheerliking wat op ons wag. Die opstanding van Christus is die betroubare waarborg dat ons self ook eenmaal liggaamlik sal opstaan uit die dood om die ewige lewe en saligheid te verkry. So seker soos wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, so seker sal my liggaam ook eendag uit die graf opgewek word by Jesus se wederkoms. So seker is wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, so seker sal ek die ewige heerlikheid by hom beerwe. Dit is 'n heerlike aansporing om te leef soos die nuwe mens wat ek nou is, deur Christus se sterwe en opstanding. Geliefdes, God het vir ons
'n teken gegee. Die teken van Jona. Die teken naamlik dat Jesus uit die dood opgestaan het. Wat maak u met die teken? Wat maak die teken met u? Verander dit u lewe of gaan die teken maar ongemerk by u verby? Nee, die teken van Jona se opstanding kan nie ongemerk by my verbygaan nie. God self sorg daardeur deur sy Heilige Gees, daarvoor deur sy Heilige Gees. Dit is immers die teken dat ek nou geregverdig is in God se oë. Dat ek deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek is. Dat ek 'n betroubare waarborg het van my opstanding tot die ewige lewe. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U vir ons 'n teken gegee het. Die teken van ons Here Jesus Christus se opstanding uit die dood. En dat ons weet dat hierdie teken, as ons dit glo, werklik ons lewens moet verander. Want ons kom onder die besef dat ons nou werklik geregverdig is in U oë, al is ons sondaars. Ons Here Jesus het vir ons sondes betaal, en die bewys daarvan is dat hy uit die dood uit opgestaan het. En deur sy krag word ons ook nou tot 'n nuwe lewe opgewek. So seker is wat hy uit die dood uit opgestaan het, kan ons nou lewe soos nuwe mense, nuut gemaak deur U Heilige Gees. En ons dank U dat ons ook deur hierdie teken 'n betroubare waarborg het van ons opstanding tot die ewige lewe. Lei ons dan ook in hierdie week wat voorlê, dat ons daaraan sal vashou, dat ons Here Jesus gesterf het, maar ook opgestaan het uit die dood. Dat dit ook vir ons in alles wat ons doen, sal lei en versterk. Ja, dat dit ook vir ons in alles wat op ons pad mag kom, aan U alleen sal laat vashou. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Liefdes, ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes. Ons slotsang is Skrifbereiding 27 of 12:2 in die groenboeke, vers 1, 3 en 4. In hierdie verse bely ons ook opnuut weer ons geloof in die drie-enige God, en dan veral in vers 3 ons Here Jesus se opstanding uit die dood, wat die derde dag verrys het, daar die dood hom nie kon hou, na die hemel opgevaar het deur die diep onpeilbare blou.
Skrifbreiding 27 of 12:2, vers 1, 3 en 4. Daarna bly ons staan vir die seën van die Here. Die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.